Goeiedag julle. Ons praat vandag oor dit wat julle nou begin gesels het oor dat ons heilig voor God gestel is deur Jesus. En ek dink dit is so 'n besonderse begrip dat ons dit nie lekker kop. Ons hoor dit, maar ons integreer dit nie. Dit gaan ook nie na ons harte toe nie. Wat het julle gesê is julle definisie van heilig wees? Ja, ons het mos 'n probleem met daai woord, want ons gebruik hom eerder met skynheilig, nee. Hy's 'n hipokrit. Die eerste keer in my lewe toe ek iets van skynheiligheid beleef het, was die keer toe ons kluite gevat het en teen die muur van my oupa se huis gegooi het. Het jy dit al beleef? Dis mos 'n verskriklike ding as jy daai kluit vat en jy gooi hom so en hy bom so daar teen die muur. Nou, ons het nou nie gedink dit is verkeerd nie, dit was verskriklik lekker. En ons het gedink ons sal dit net lekker skoon was en op 'n stadium. Toe het my een neefie, want dis die Kersfeestyd wat almal bymekaar was. Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar hy het 'n vreeslike groot kluit skeef gegooi. En hy tref oupa se groot ruit. En daai kluit gaan dwars deur die ruit. Jy gaan daai oomblik begin jou hart klop en jy begin wonder wat nou, want dis 'n geluid en 'n gemors en skade. En oupa kom na om die draai. Hy sê, wie het my ruitstukkend gegooi? En ek gaan nou nie sy naam noem nie. My neef, wat hom stukkend gegooi het, staan sommer eers nader en hy hou sy hande so agter sy boude en hy sê, oupa weet my hartjie is rein. Oupa weet ek sal dit nooit doen nie. Maar ons sien hoe hy lieg vir oupa. Maar oupa draai weg na ons toe en hy begin na ons soek wie die skuldige is. En ons sê vir hom, nee, dis hy oupa. Hy sê net, oupa, jy ken my hartjie. Ek het 'n rein hartjie. Ja, ons sien dit, nee, wanneer mense voorgee wat hulle nie is nie. Maar nou is dit so dat ons, soos een man binne in die kerk, bely ons, ek glo in een heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Wat bedoel jy daarmee? Heilige, algemene, Christelike kerk. Gemeenskap van die heiliges. Dis presies wat dit is. Ons het laasweek mooi gesels oor dat ons vrygespreek is. As God na ons kyk, dan vat hy sy bril en hy sit hom op sy oë en daai bril is Jesus. En hy kyk na jou en hy kyk deur Jesus na jou. En hy sien jou onberispelik, sonder sonde, skoon, heilig. Die woordjie heilig beteken afgesonder vir die Here. Beteken naby die Here lewe. Beteken om 'n lewe te lewe waarin jy streef daarna om nader en nader in die Here te lewe. Heilig is 'n term wat groei beteken. Dis waar ons praat van heiligmaking. 'n Mens is op 'n pad waarin jy al hoe meer probeer om nader en nader in die Here te lewe. Maar jy sal klaar heilig omdat jy glo in Christus en die Heilige Gees is in jou. Nou God sien ons deur Jesus. Hoe sien jy jou medemens? Weet jy, as ek Sondag in die kerk staan en ek sien julle almal daar voor my. En ek sien hoe dat julle deur die Heilige Gees gelei is in die kerk in. En ek sien hoe dat jy soek na die Here en hoe dat jy sing en hoe opreg jy is. Dan raak ek in verwondering oor die heilige oomblikke wat daarin is. Sien jy die heiligheid in mense omdat Jesus in hulle is? Ek wil graag twee besonderse mense vandag innooi in hierdie gesprek en ek wil graag hê hulle moet net hier by my kom sit. Ek wil vir hulle sê hoe sien ek hulle ook. My kollegas Gerry en Eddie, wil julle net hier by my kom sit?
En nou is ek glad nie skynheilig wat ek nou gaan sê nie. Weet jy, ek is baie lief vir julle twee. En julle is vir my kosbaar. Dit is vir my wonderlik om te sien hoe julle self afsonder vir die Here. Hoe dat julle die Here bewonder en hoe dat julle streef daarna om Jesus te wees. Dit is vir my besonder om saam met julle te leef en te werk. En ek sien julle regtig as heiliges, afgesonder vir die Here. Ek weet julle het almal foute. Ons sal nou nie vir die mense vertel van al julle foute nie. Maar dit beteken nie om heilig te wees om sonder foute te wees. Heilig beteken net die Heilige Gees is in julle. En julle leef 'n lewe waarin julle meer en meer gehoorsaam aan die Here wil wees. Ek sien julle so. En weet julle, ons moet dit vir mekaar ook sê. Sê vir mekaar, ek sien Jesus in jou. Ek sien dat jy afgesonder is vir die Heilige Gees. Ek wil hê julle moet nou lekker in 1 Petrus 1 gaan kyk, waar die Here vir ons sê, julle is heilig. Leef nou heilig. Mag dit 'n wonderlike geleentheid wees, en mag julle van nou af anders kyk, en anders praat oor die kerk, as wat jy tot nou toe gepraat het. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, dankie dat ons deur die Heilige Gees, wat in ons is, afgesonder word, om nader aan U te lewe. Dankie Here vir die voorreg dat U ons heilig sien, omdat Jesus ons heilig en onberispelik voor U kom stel het. Help ons Here om mekaar ook as heilig te sien en die gemeenskap van die heiliges te geniet en te waardeer en te respekteer. Help ons Here om meer en meer toegewy aan U te lewe. Dankie Jesus, die gesalfde Christus. Amen.